Kom ons bid saam. Wonderlik Here Jesus, hoe bevoorreg is ons om vanmôre so saam te kan wees in U huis, in U teenwoordigheid. Dankie Here, ons wil eers terugkom om dankie te kom sê dat U vir ons gespaar het, dat ons die voorreg mag hê om weer vir mekaar te kan sien vanmôre. Dankie vir U getrouheid Here, dat U vir ons in hierdie vakansietyd deurgedra het en dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie vanmôre Here, ons is hier omdat daar 'n verwagting in ons hart is. Ons wil kom luister, kom hoor, wat het U vir ons in gedagte Here, as dit kom by hierdie nuwe jaar. Here, ek dink elkeen van ons het baie al gedink oor hierdie jaar. Baie gedink, wat hou hierdie jaar en wat gaan hierdie jaar vir my inhou? En Here Jesus, vanmôre wil ek kom bid dat U sal kom. Here, al wat ons het is die beloftes van U. En dat U sal kom en hierdie beloftes van U woord vanmôre onder ons voete sal kom inskuif, Here. En dat ons solied op daardie beloftes van die Here sal kom staan, Here. Elke belofte in die woord is ja, en elke belofte is amen. En Here, soos wat U hierdie Psalm vir my kom oopbreek het, Here, ek onthou daardie môre toe U so duidelik met my kom praat het en hoe daardie gedagtes na my toe gekom het. Here, ek het dit probeer opvang en help my om dit so vanmôre oor te dra. En dat die seën wat ek daaruit ontvang het, dat dieselfde seën sal oorspoel in 'n hart wat ook vanmôre hierso sit, wat ook onseker is oor hierdie jaar. Weet jy wat hierdie jaar vir my gaan inhou nie? Here, dankie. Dankie vir U woord. Dankie dat U op so 'n manier, Heilige Gees van God, op so 'n praktiese manier kon kom om vir my te laat fokus, om vir my perspektief te gee. Doen dit vanmôre, Here. Doen dit. Help ons vanmôre, Here, om te reageer op hierdie Psalm wat ons vanmôre gaan deurwerk. Here, ek wil vir U kom vra dat U ook hulle wat deur die dood getref is, families, dat U alleen hulle harte sal kom vertroos soos U dit kan doen, Here. Ek wil kom dankie sê, Here, vir hulle wat in die hospitaal was, wat U deurgedra het, aangeraak het. Daar's omroep nog, Here, dis 'n groot berg wat vir hierdie familie hierdie week voorlê, Here. Dankie dat U berge gelyk maak. Dankie dat U laagtes opvul. Here, gaan voor hulle uit. Berei U harte voor, ook in hierdie week, Here. En ons sal terugkom om vir U al die eer daarvoor te kom gee, Here. En wanneer ons nou U woord gaan lees, wil ek kom bid. Heilige Gees van God, maak dit stil in ons hart. Maak dit stil, sodat ons die stem van Jesus kan hoor. Ja, Here, ons ken hierdie Psalm uit ons hart uit ons kop uit. Maar dit is anderste wanneer die Heilige Gees woordjies kom vat. Wanneer hy daardie woorde vir ons lewend kom maak, doen dit vanmôre, Here. En ek sê dankie dat ek dit vir U kan vra in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. En vriende, blaai saam met my na Psalm 121. Nou weer eens, ek wil eintlik net by 2 verse uitkom, maar om ja, ek wil nie preek nie. Ek wil hierdie deel. Ek wil vir julle sê, ek het een môre het ek was lede Dinsdag het ek gesit en ek was besig om stilte tyd te hou. En ek het gedink aan hierdie jaar wat voorlê en ek het daar so 'n magteloosheid oor my gekom en ek ken nie daai magteloosheid. Wat hou hierdie jaar vir my in? Wat gaan hierdie jaar vir my inhou? En ek het met die Here gepraat en ek het vir die Here gesê, Here, ek het vir U nodig, maar ek sit daar. En ek sê, kom praat met my, daar's so baie dinge waarna ek kan blaai, baie gedeeltes. En ek kry, nou, as ek sê, ek hoor die stem van, ek die Here se stem hoor, ek het dit nie hoorbaar nie, maar daar was so 'n gevoel in my, blaai na Psalm 121 toe. En ek sit daar en ek vat my Bybel en ek blaai na Psalm 121 en wat 'n oomblik was dit toe die Here deur die werking van sy Heilige Gees hierdie Psalm vir my kom oopbreek het. En ek wil vanmôre reg doen aan hierdie Psalm. Ek wil vir u voordat ons hierdie Psalm gaan lees,
wil ek net 'n paar dinge vir u vertel van hierdie Psalm. Ek onthou ek was op skool toe moes ons hierdie Psalm geleer het. In Bybelkunde moes ons dit geleer het. Maar as anders wanneer 'n mens gaan sit en jy vat hierdie Psalm en jy lees hom en jy trek hom so 'n bietjie uitmekaar uit en jy kyk 'n bietjie wat sê hierdie Psalm. Laat die woord met jou praat en jy nie met die woord nie. Nou as daar twee woorde is wat ek nou kan saamvat waaroor hierdie Psalm gaan, dan is dit juis hierdie twee woordjies van vertroue en beskerming. En dis baie interessant dat u sal sien, en ek gaan dit nou vir u wys, dat hierdie Psalm word eintlik in twee dele opgedeel. Want daar's twee sleutelwoorde, daar's twee kernwoorde in hierdie hoofstuk. Nou hoekom noem ek dit vir u? Dat u dit moet onthou vir hierdie jaar wat voorlê. Ek deel hierdie Psalm vir u vir 2026. Nou u sal sien hierdie Psalm begin met hierdie woorde, 'n bedevaarslied. Die ou vertaal of die nuwe vertaling praat van 'n pelgrimslied. Wanneer die Jode nou gegaan het na die fees toe, na Jerusalem toe, dan het hulle was genoem pelgrims. Wanneer hulle punt A verlaat het, hulle is op pad Jerusalem toe punt B, dan het hulle hierdie liedere, daar's 'n hele paar, jy kan dit gaan lees, het hulle hierdie psalms opgesê of hulle het dit gesing ook. Baie interessant as hulle, hoekom het hulle dit opgesê, hoekom het hulle dit gesing? Sodat hulle kinders dit kon hoor en hulle kinders dit sal onthou. Dit was soos 'n mooi gebruik. As ons opgegaan het na Jerusalem, na die fees toe, dan het ons gesing, ons was bly, ons gaan na die huis van die Here toe. Hulle was bly om te gaan, hulle het ver geloop. So die woordjie bedevaarslied beteken pelgrimslied. En daar's twee woorde wat ons vind, wat uitstaan in hierdie Psalm, en ek wil dit vir u wys net voordat ons dit lees. Die twee woorde is hulp, en ek gaan dit nou vir jou wys, dan wil ek net dit eers vir jou sê, die woordjie is hulp, en die ander woordjie is bewaring. Hoe sien ek dit? As ek nou na vers 1 gaan kyk en na vers 2, hoor gou hierdie woorde. Dawid is aan die woord en hy sê hierdie woorde, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Dan begin hy vers 2, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde. Sien hierdie sterk woordjie, hulp. En dan van vers 3 af, beskryf hy nou die tweede sleutelwoord, wat bewaar. En hierdie woordjie van vers 3 af tot vers 8, gaan jy party verwys na 5 keer, ander verwys na 6 keer, gaan jy dan sien dat hy praat oor die bewaarder. Hy begin elke keer hierdie woorde. Die Here is, of hy sal sê, die bewaarder van Israel is. En dan beskryf hy wat hierdie bewaarder kan doen. Hy skryf 5 dinge, party vat 1 ding en dan maak hulle 2 dinge. En daarom sê ek vanmôre as ek die Psalm lees, dan sal jy sien dat Psalm 121 in 2 dele opgedeel word. Die eerste 2 verse handel oor die Here is my helper. Hoor gou mooi. Vir 2026, jy moet mooi hoor. Die Here is jou helper. Jy moet mooi luister. Want hy skryf nou ander dinge hier. Hy begin met 'n sterk stelling. En dan sê hy hierdie woorde, dan sê hy, maar die Here is nie net my helper nie, hy is ook my bewaarder. Het ons dit nie nodig vir hierdie jaar wat voorlê nie, nê? So dis die 2 dele waarin hierdie Psalm dan ingedeel word. So ek wys dit vir u. Hierdie hele Psalm gaan oor 2 woorde. Dit gaan oor vertroue. Ek moet my vertroue in hierdie helper plaas. En wanneer ek my vertroue in hierdie helper plaas, dan bied hy waarborg vir my sekuriteit. Wanneer mens hierdie Psalm lees, jy gaan dit agterkom as ek dit nou vanmôre vir jou lees, dis asof Dawid jou so inkatrol. Ek gebruik nou hier 'n woordjie. Ek is daar, ek is ver, en terwyl ek dit lees, is hy besig om my stadig maar seker so inkatrol, soos wat 'n visserman sy vis inkatrol, nê. En hy leer my om by God rus te vind. Ek moet vir u sê, Dinsdagmôre toe ek daar sit, toe was hier 'n onstuimigheid hier binnekant my. Daar was 'n bang gevoel. Ken jy dit?
om by God jou rus te vind. Hy katrol my in. Die Here is my helper. Om by hom hoop te vind. Daar's niks in hierdie wêreld wat die hoop vir my vanmôre kan aanbied nie. As ek dit nie by die Here gaan vind nie, is dit vergeefs. O, hy katrol my in om by die Here vrede te vind. Om by God sin te vind. Hoor dit as ek dit vanmôre vir jou gaan lees. En dan word hierdie Psalm wat ek vir jou net opsom. Jy gaan daar die oor en oor kry. Beskerming, sy hulp, sy bewaring, jy kan dit gaan tel 6 keer. God kom en hy maak 'n belofte, hy gee sy belofte, hy gee 'n waarborg 6 keer. Hulp, bewaring en beskerming. Is dit wonderlik, vriende? Ja, ek lees daai môre. Ek vat 'n potlood en merk ek hierdie enetjie nommer 1, daai nommer 2. Wow, kyk wat sê Psalm 121. Kyk wat sê God. Kom ek lees. Maak jou Bybel oop by Psalm 121. Nou gaan ek ook, terwyl ek hierdie Psalm lees, gaan ek jou sommer die agtergrond vertel, gaan ek net by hierdie 2 gedagtes uitkom, wat ek met u wil deel. Psalm 121, die opskrif is op pad, 'n bedevaarslied. Kyk nou, kyk in jou gees, kyk in jou geestesoog, hier loop Dawid. Hy is op pad. Jy weet, wanneer 'n mens loop, is jy met jou eie gedagtes besig. Jy dink hieraan en jy dink daaraan. Jy het nou wel jou punt verlaat waar jy vanaf moet weggetrek het. Jy's op pad na Jerusalem toe. Nou loop hy's met sy gedagtes besig en hy het sy bekommernis en sy uitdagings en hy sê hierdie woorde, ewe skielik sê hy, ek slaan my oë op na die berge. Dan vra hy hierdie woorde, waar sal my hulp vandaan kom? Nou wil ek sommer hier klaar esegetiese ontleding doen van hierdie gedeelte. Ek gaan nou agterkom dat Dawid praat nou van daar is 'n paar gevare terwyl hy nou op pad is na Jerusalem toe. Die eerste ding wat vir hom 'n gevaar is die berge. Want by hierdie berge was daar rowers gewees. Daar was mense gewees wat terwyl hulle geloop het uitgekom het om hulle aan te val, om hulle te beroof. En hy sê, Here, terwyl ek loop is my oë op die berge. En in die Ou Testament was berge gekoppel, as jy dit wil gaan naslaan, dan kan jy dit gaan opslaan in Deuteronomium 12 vers 2, was berge gekoppel aan die aanbidding van afgode. En nou sien ek vir Dawid in my geestesoog, hier loop hy. Behalwe van al hierdie rowers wat daar is, al die wilde diere, alles wat vir hom inwag, want hulle moet deur daar die berge beweeg, sê hy hierdie woorde, hy sê, Here, kyk waar is my oë? My oë is op die berge. Daar waar afgode aanbid word, Here. En as jy is hierdie afgode, Here, hoor ek Dawid sê, en hy kwoteer vir die Here, Hosea 4 vers 13, wat hierdie volk afvallig gemaak het. Ek wil vir jou hierdie Engelse teks lees. As jy die Living Bible naslaan, dan sê die Living Bible, ek gaan dit nou vir jou op die skerm wys, hy stel dit so, waar hy sê, ek slaan my oë op die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Stel die Living Bible hierdie woorde so, hy sê, shall I look to the mountain gods for help. Dawid loop, hy sê, Here, waar sal my hulp? Sal my hulp van the mountain gods afkom? Is dit wie my gaan help in 2026? Is dit waar my oë is, Here? Shall
I look to the mountain gods for help. Die ander vertaling, as dit kom by hierdie woorde, waar sal my hulp vanaf kom? Ek slaan my oop na die berge, sê hierdie woorde. Hy vra die vraag, hy sê, kom my hulp dan daar vandaan? Hoor gou mooi. Jy het al gehoor, en ek het al gehoor, dat mense sê, hierdie ding is soos 'n berg voor my. Johannes, ek kan 2026 dink, dan is hierdie jaar soos 'n berg voor my. Al wat ek raak sien is hierdie berg. Is dit so? Ek wil vanmôre vir jou sê in hierdie diens, gee daai berg 'n naam, want ek gaan jou iewers in die Here neem met daai berg. Ek gaan vir jou oplossing gee met daai berg. Waarteen jy so vaskyk. Is al wat Dawid sien. Ek slaan my oë op na die berge. Ag Here, ek is op pad Jerusalem toe, ek is op pad na die fees toe. Waar sal my hulp? Here, ek loop met soveel in my hart. Ek loop met soveel bekommernis, ek het soveel vrae. Sal my antwoorde van daai berg afkom? Ek wil vir jou nou net 3 van hierdie mountain gods noem, wat in vandag se tyd ons antwoorde by hulle gaan soek. Maar ek wil eers hierdie Psalm vir jou verder lees. Dan sê hy hierdie woorde. Nadat hy na daai berge gekyk het, is dit asof die Heilige Gees van God kom en vir Dawid so tot by sy sinne ruk. En Dawid sê hierdie woorde, hy sê my hulp. En hy draai dadelik sy kop weg van daai berge, van daai mountain gods. Daar waar die afgode aanbid word, hy weet dit. Dawid weet dis op die berge. Wat Hosea sê die afgode in Deuteronomium sê die afgode aanbid word. Hy draai sy kop weg, hy sê my hulp is van die Here wat hemel en aarde. My hulp is van wie af? Van wie af is jou hulp? O vriend, ek sit daar en ek snap dit. En ek sê, Here, vanmôre is Dinsdagmôre, ek draai my oë weg. Ek draai my oë weg van berge, Here. En ek wil vir U kom sê, my hulp vir 2026, vir hierdie jaar, is van die Here. Jy vat 'n rooi pen en jou krings baie sterk hierdie woord. My hulp, die Here. Van wie af is jou hulp? Van wie af? Kan ek net nog vir jou gevare noem, en dan kom ek by die 3, want ek gaan net so vinnig dit vir U noem. Jy sal dit nie glo nie, ek wil dit net vinnig vir U noem. Die son was vir hulle 'n gevaar gewees. Die maan was vir hulle 'n geweldige gevaar gewees. En hy noem al hierdie dinge. Ek wil dit net gou vir jou klaar lees. Hy sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Hy is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterkant. Die een vertaling sê, the Lord is thy keeper. Ja, die een vertaling sê, as hy stap, hy sal nie eers maak dat jy jou voet soek nie. The Lord is thy keeper. Hy is jou bewaarder. Hy is jou bewaarder. Hoor hoe bewaar hy? Die son sal jou bedags nie steek nie, en die maan ook nie by nag nie. Daar was snaakse oosterse geloof gewees, as die son, hulle was so bang vir sonsteek, hulle het gedink, dis waar koors vanaf kom, en maan, dis waar maan siek vanaf kom, al hierdie dinge. Hy sê, die Here sal jou bewaar teen die son en ook teen die maan. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Dan sê hy, jou siel sal hy bewaar. Mag 2026 'n jaar wees waar die Here jou siel sal bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in alle ewigheid.
Vriende, ek sit daar en ek sê, Here, as ek dink wat die televisie vir my vertel, as ek dink wat aangaan, dan besef ek, wie is baie mense se hulp? En dan besef ek, waar is mense se oë? As ek nou vanmôre hierdie diens net so 'n bietjie baie meer informeel moet hou en vir u moet sê gou vir my, waar is jou oë? Gee jou berg wat jy nou vanmôre, jy weet nou wat ek bedoel met 'n berg, wat Dawid sê, hy sê my, waar sal my hulp vanaf kom? Hy sê, ek kyk na hierdie berg, waar sal my hulp vanaf kom? Hy sê, my hulp is van die Here. Vriende, kan ek vanmôre vir u sê, ek wil vir jou 3 berge noem, waar mense se oë baie sterk opgerig is. En ek luister maar, en ek hoor maar, en ek sien wat doen die televisie, en hoe maklik maak die televisie dit vir ons, hoe maklik maak die wêreld dit vir ons daar buite. En hoe dieper raak mense net in die skuld, al hoe dieper in die skuld, want, kan ek vir jou die eerste een noem, en ek wil jy moet dit saam met my, na my blaai in die woord. Een van die grootste mountain gods. En dis nie net mense nie, en ek wil dit vanmôre baie mooi noem. Ek wil daai mense die kringetjie 'n bietjie nouer maak. Mense wat deurgaan as kinders van die Here. Sy oë is op hierdie mountain god stip gerig. Hulle kyk hom vas in die oë. En sy naam is die geluksgod. Ek verstom my vriende, ek sien voor in familietyd, net voor die nuus. Jy moet 'n bietjie gaan tel hoeveel programme die Lotto sponsor. Ja, jy weet wat ek bedoel by sponsor, nie? Hoe maklik. Hulle wys vir jou, vat gou jou selfoon. Terwyl jy hier sit, kyk net dat jy daai toep aflaai, daai app aflaai. Speel gou net, terwyl jy net gou kyk en nog wag vir die nuus. R50 vir jou, net so. En terwyl mense in finansiële krisisse is, en al hoe dieper in 'n finansiële krisis in hierdie ding insak, gaan klop mense aan by hierdie berg. The mountain god, Lotto, die geluksgod. Kinders van die Here, mense wat deurgaan as kinders van die Here, kan jy my help? Kan jy my help? Hoor gou mooi. 2026 gaan die jaar wees waar die kringetjie, jy moet maar na die slim manne gaan luister. Hulle sê die ekonomie gaan al hoe meer moeiliker raak. Die kringetjie gaan al hoe nouer getrek word. Hoor gou mooi. Ek wil vanmôre vir jou vra, waar gaan jou en my hulp vandaan kom? My hulp, sê Dawid, is van die Here. Is van die Here. O, Here, U het die rooi see oopgemaak. Here, U het die onmoontlike gedoen. Here, U is die skepingsgod. U is die almagtige, U het die son en die maan gemaak, daarom sê vir my, kan my bewaar daarteen. Hy wat in Haggai 2 sê, aan my behoort die silwer, aan my behoort die goud. Ek haal my oë af van die berge. Ek plaas dit op die Here. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Living Bible, shall I look to the mountain God for my help? Maak jou Bybel gou oop. By Jesaja 65. Ek wil jou wys wat sê God. Wanneer ek en jy by daardie, dis so onskuldig, ag, dis liefdadigheid. Dis so onskuldig. Wat is dit maar net om 'n kaartjie te koop, hoor gou mooi. Ek wil vir jou wys, wat is dit om net dit te speel. God sê, ek dank die Here, ek sê gister vir hom, Here, dank jy dat die woord dit sê. En ek vra nooit om verskoning oor dit wat ek sê van 'n kansel af nie, ek staaf dit deur die woord.
Hoor wat sê die Here. Jesaja 65 vers 11. Het jy hierdie teks al ontdek in die Bybel? Maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod. En hoe dek mense? En ons het mooi naampies vir hierdie geluksgod. Ag, ek ondersteun dit. Dis dan liefdadigheid. Ag, ek doen daarom iets. Hulle kan daarom weer vir iemand halwe brood gee. Ag, dis mos maar 'n kettingre. Hoor gou regverdig ons hierdie dinge. Hoor wat sê die Here? Hulle wat die tafel dek vir die geluksgod. Kyk gou my in die oë. Kyk my mooi in die oë. Ek wil vanmôre dit vir jou vra. Dek jy die tafel vir die geluksgod? Hoop jy, is jou vertroue in daardie geluksgod? Die Engelse vertaling, Mountain God. Dit waar jou vertroue is? Dobbelmasjiene. Ag, dis net R10. Ek gaan nou by R100 bly. O, hulle sit sulke mooi dinge, wenners weet wanneer om op te hou, nee. Ek het nog nooit gehoor, mense weet wanneer om op te hou nie. Hulle het nie brieke nie, verskoon dit. Hulle gaan aan. Die laaste, en dan sê mense, en ek sal vir die Here ook gee as ek daarvan kry. Jy doen dit om jou gewete te sis. Hoor gou mooi. Dawid sê, my oë haal ek doelbewus van hierdie berg af, want my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek wil hê jy moet die volgende vers lees. As jy die een is wat die tafel vir geluksgod dek, wil ek dit vir jou hê, jy moet dit gaan lees. Die Here sê, my oordeel sal op jou rus. Ek het dit self gelees. Hy sê dit. My oordeel. Kan ek jou tweede een noem? Ek noem dit net. Ek sê, Here, waar sal my hulp vandaan kom? Hierdie jaar is so onseker. Ek wens ek kan weet wat hierdie jaar vir my inhou. Vriende, ek wil vir u sê, ek verstom ek. Weet jy wat ek vir u noem is wat mense vir my sê? Dis wat mense vir my sê in die verligte tyd waarin ons lewe. Is dit wat mense vir my sê? Dominee. Ek was by 'n fortuinverteller. Ek is so onseker, ek wil hom net 'n bietjie geweet het. Ek wil net so 'n bietjie klarigheid in my lewe hê. Ek wil net weet wat hou 2026 vir my. Dominee, ek was by 'n toordokter gewees. By Sangoma, hy die dices gegooi, dominee. Lyk maar sleg vir my, dominee. Hoor gou mooi. Mense gaan soek hulle antwoorde by 'n mountain God. In plaas dat hulle na die lewende God toe gaan. In plaas dat hulle die woord vat en sê, Here, my hulp, ek het die antwoorde in die Here, maar my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, hierdie almagtige God. Hy is die een van wie my hulp sal kom. Is dit nie so nie? Kom ek noem vir jou die derde ene. Ek verstom my, vriende, ek wil dit net hier sê, ek verstom my dat mense na toordokters na Sangomas toe kan gaan. Verstom my. En dit gebeur om jou en my. Dit gebeur met mense van wie jy dit die minste sal verwag. Gaan klop aan by daai mountain God. Ek noem jou die derde ene en ek is klaar. Die arm van vlees. Blaai gou saam met my na Jeremia 17. Hierdie is 'n baie algemene. Dit lyk so onskuldig hierdie mountain God. Verskoon nou my taal maar omdat die Bybel dit sê in die Living Bible, shall I look to that mountain God for help. Hy sê in Jeremia, jy moet dit lees. En
En in hierdie tyd waarin ons lewe, hoor ons sê een persoon vir 'n ander persoon, jong, as ek net daai persoon ken, kan hy 'n deur daarom vir my oopmaak. Jong, as ek net daai persoon ken, kan hy dit en dat vir my doen. Hoor gemooi, jou hulp is van die arm van vlees. Hoor sê wat sê die Here in vers 5, Jeremia 17 vers 5. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Die arm van vlees. Ek lees in een vertaling oor hierdie selfde vers, en hierdie vertaling sê dit as volg, hy sê, so sê die Here. Hoor nou mooi, so sê die Here. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak. Nou hier kom hierdie vers, hy sê, daar is 'n vloek op die wat hulle vertroue stel in gewone mense en nie op die Here vertrou nie. Liewe gemeente, ons staan aan die begin van 2026. Ek vra jou 'n eerlike vraag, is jou vertroue? Stel jy jou vertroue op 'n mens? Hy sê wie sy vertroue in 'n mens stel. Daai mens kan dit vir my doen, ek moet net by hom uitkom. Jy moet my net by hom uitbring, my net hom voorstel. Hy kan vir my deur oopmaak. Hy, hoor mooi. Dawid kyk in daai berg vas. En hoe meer hy in daai berg vas kyk, hoe meer vrae is daar en hoe minder antwoorde is daar in sy lewe. Ek wil vanmôre vir jou vra. Soek jy antwoord vir al jou vrae? Soek jy 'n antwoord vir daardie onrustigheid, vir daai onsekerheid vir 2026? Hoor net hierdie vers. Ek wil hom weer vir jou lees. Dawid sê, waar sal my hulp vandaan kom? Is dit hoe jy voel? Johan, jy ken my nie, jy ken nie my omstandighede nie, jy weet nie wat hierdie jaar, jy weet nie hoe hierdie jaar al vir my begin nie. Maar mooi. Hy vra ook, hy was daar. Waar sal my hulp? Doelbewus. Draai sy kop weg. Ja, ek gaan nie meer na die berge kyk nie. Ek gaan nie meer my vertroue in hierdie mountain gods plaas nie, Here. Ek wil vanmôre vir u sê, terwyl ek hier loop, sê ek vir die Here, Here, my hulp. Hy maak 'n belydenis. Hy doen 'n verklaring. My hulp is van die Here. Here, ek is so jammer. Ek het na hierdie berge gekyk. Ek is so jammer, ek het na daai mountain God. Ek het so jammer, ek het dit gedoen, Here. Ek is so jammer. Maar Here, van nou af, aan die begin van hierdie jaar, is die 4de Januarie 2026, wil ek vanmôre hierdie belydenis kom maak. Nooit, ooit weer. Here, ek het daarna gekyk, maar ek is jammer. Maar ek wil vanmôre vir u sê, my hulp is van die Here, wat die hemel en aarde maak. Dit is nie wonderlik, vriende. Ek sê Dinsdagoggend, ek praat met die Here soos ek nou met jou praat. Sê, Here, as my oë ooit op 'n berg was, haal dit af. En ek kniel daar en ek sê, Here, ek sê dit hard, my hulp is van die Here. My hulp is van die Here. Hierdie skepper God, hoor gebooi, hy spreek 'n woord. En dit gebeur. Hy spreek 'n woord. Ek sit buite in die aand, ek sien die maan opkom en ek sê, hy spreek 'n woord en hy gee 'n lig vir die nag. Deur die dag as die son, hy spreek 'n woord en hulle bly in hulle bane, die skepper God. Die Here. Hy en van hom kom my hulp, wat die hemel en aarde. Is dit wonderlik, vriende?
Ek staan daar Dinsdagmôre met oorwinning van my knie af op. Ek sê, Here, wat hierdie jaar ook al vir my mag inhou. Dit sal 'n belydenis elke dag van my lewe wees. Ek wil hê U moet dit hoor, Here. My vertroue stel ek in U. Wie is jou God? Of wie is jou oë? Skepingsgod, skeppergod? Of op the mountain God? Ek het maar vir jou net 3 genoem. En tot nou toe was jou oë daar. Miskien het jy een oog daar gekyk en met die ander het jy 'n bietjie skuldig gevoel. Nou hou jy maar die weg hierso. Here, ek moet daar met hierdie paadjie, hy lei my Jerusalem toe. Partykeer verloor ons die pad, dan kyk ons maar heeltyd so toe. Maar vanmôre kom bely ek dit. Here, ek is jammer as my oë ooit daar was. Kom ek my oë afhaal en ek kom sê vir U, Here, op U. 2026, dis waar my oë sal wees. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Dankie dat U maar net 'n manier het, Here, om die woord vir ons so oop te breek. Ja, Here, hierdie jaar staan voor ons. Dit vrywaar ons nie van die son nie, dit vrywaar ons nie van die maan nie. Dit vrywaar ons nie van wat ander mense ook oorkom nie, maar een ding is so sterk om dit uit van vers 3 tot vers 8. Die Here is jou bewaarder. As ek my vertroue in hom stel, as ek dit vir hom sê, as hy dit kan sien, die Here is jou bewaarder. Die bewaarder van Israel sluimer of slaap nooit nie. Dan hy bevestig dit, hy sê dit weer, die Here is jou bewaarder. Hy sal jou voet nie laat wankel nie. Is dit wonderlik nie? The Lord is thy keeper. Hy sê, hy sal tot my siel bewaar. Hy praat liggaamlik, dan praat hy van 'n ewigheidswaarde wat hy sal bewaar. My siel sal hy bewaar. Hy sal my ingang en hy sal ook my uitgang bewaar. Van nou af tot in alle ewigheid. Dan begin hy, wanneer gebeur dit? Wanneer ek my hulp in die Here plaas. Dankie, Here Jesus. Dankie. Terwyl al die oë gesluit is, wil ek vanmôre vir jou vra, daar waar jy sit, wil jy dit nie vanmôre bely nie, wil jy dit nie vanmôre vir hom sê, wil jy nie 'n verklaring maak in jou lewe, en sê, Here, ek wil soos Dawid sê, my hulp vir hierdie jaar is van die Here. En hy sê, wie is hierdie Here? Hy sê, is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Sê dit bely. Sê ook vir hom, sê, jy is jammer, Here, as my oë op die berge was, my vertroue in ander dinge was. Ek kom vra vergewe, Here, vergewe. Help my om my vertroue vanmôre opnuut in Jesus te kom plaas. Hy maak 'n belofte, hy gee 'n waarborg, hy gee my sekuriteit. Dis wonderlik, vriende. Net 'n paar oomblikke, praat met hom, terwyl jy daar sit met. Here Jesus, baie, baie dankie. U is die hoorder van gebed. En u het gehoor wat daardie persoon of daardie persone gebid het. En Here, u is ons in staatstelling. Die Heilige Gees het u vir ons gegee om vir ons te help. Om ons elke dag te help as hierdie versoekings kom om na die berg te kyk of ons antwoorde daar te gaan soek of ons hulp by hulle te gaan soek of om hulle op te klop, dan is die Heilige Gees daar. Here, ek wil kom bid, Heilige Gees van God, kom grafeer
Psalm 121 in ons harte in. Die Here, van hom kom jou hulp. Here, dit het my so getref, toe daai Living Bible dit sê. Toe daai vraag vra, shall I look to the mountain God? Here, dit moet 'n klap in die gesig wees. Moet ek kyk na ander? Dankie, dat ons na U kan kyk. U is die naprediker van die woord, want ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.